Nou vriende, ons is dankbaar dat ons vanmôre 'n bietjie kan praat oor dat die Heilige Gees leer ons getuig. U sal onthou ons is besig met hierdie reeks oor die ware betekenis van Pinkster. Vir u gesê dat die Heilige Gees juis die een is wat die trooster is, wat van die Vader en die Seun gestuur word om in ons harte te kom woning maak. Die Bybel sê vir ons in Johannes 16 dat die Heilige Gees nie net by ons sal bly nie, maar in ons sal wees. En is hierdie kosbare Heilige Gees, vriende, wat ons ook lei in die waarheid. Nou, een van die groot dinge wat die Heilige Gees doen is, dat die Heilige Gees leer ons om te getuig. Iemand wat tot bekering gekom het, is iemand wat nie kan stil bly nie. Ja, ons verskil in ons persoonlikhede en ons temperamente, en sommige praat makliker as ander, en ek bely dat ek ook 'n geweldige introvert was op 'n stadium, nou nog by tye, maar ek dank die Here vir die genade wat hy my gee om te getuig, en nie oor myself te praat nie, maar oor Christus, en hom as gekruisigde. Maar kom ons kyk gou vanmôre na hierdie gedagte oor die Heilige Gees, waarom hy gekom het. Ek het vir u gesê dat die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy lei ons in die waarheid. Hy getuig aangaande wat Christus gesê het. Hy verhoog Christus. Ons kyk nou hoe die Heilige Gees sekerheid van saligheid gee. Vanmôre dan, die Heilige Gees leer ons getuig. Handelinge 1 vers 7 sê, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So hier is die belofte wat die Here vir sy disippels gee, net voor hy opvaar na die hemel. Wat gebeur in Handelinge 2? Die Heilige Gees word uitgestort, en ons lees baie duidelik Handelinge 2, en hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en die Bybel sê, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Die belofte van die Heilige Gees is, dat hulle getuies sal wees. Wat gebeur op Pinksterdag? Toe hulle met die Heilige Gees vervul is, toe hulle met die Heilige Gees verseël is, toe hulle die Heilige Gees ontvang in sy volheid, sê die Bybel vir ons, toe het hulle die evangelie aangaande die groot dade van God gespreek. En wat is hierdie groot dade van God? Dat hy sy geliefde seun Jesus Christus gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die evangelie kan hê. Luister vriende, die klem het verskuif in die kerk van die Here. Ons is besig met genesingsbedienings, ons is besig met profetiese bedienings, ons is besig met geestelike danse, ons is besig met omval in die gees, ons is besig met praat in tale, ons is besig met al die ander snerp wat die Here vir ons nie gegee het nie. Die Here het ons een opdrag gegee, wanneer die Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. As u my enige ander opdrag kan wys wat die Here Jesus direk vir sy disippels gegee het, voor hy opgevaar het hemel toe, is hy baie welkom om dit vir my deur te gee. Maar die opdrag wat die Here gegee het is, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Ja vriende, dit is noodsaaklik dat ons die vrug van die Gees sal dra, dit is noodsaaklik dat daar in ons hierdie gawes en talente sal wees wat ons sal uitleef, maar dit het niks te doen met dit wat ons vandag beleef onder die vaandel van die Heilige Gees nie. Die eerste gemeente, onthou u, in Handelinge 8 het die Here daar 'n geweldige vervolging gestuur. Ek lees net gou vir u, en dan hoor u wat gebeur het toe hierdie gemeente vervolg was. Handelinge 8 vers 1, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Dit is nou Stefanus, die eerste diaken se vermoording, toe hulle hom doodgegooi het met klippe. Saulus staan by toe hierdie jong man doodgegooi word met klippe, en die Bybel sê, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godsvreesende manne het Stefanus begrawe, en 'n groot rou oor hom bedrywe, maar Saulus het die gemeente verwoes, en in die huise gegaan, en manne en vroue uitgesleep, en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan, en die woord van die evangelie verkondig. Ek het daaraan gedink, as dit met ons moet gebeur vandag, as hulle my uit Boksburg, of uit Benoni, of uit Brakpan, moet sleep en in die tronk gaan gooi, en die ander vlug oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, sal ons nog steeds die evangelie gaan verkondig? Of sal ons onsself toesluit by 'n lekker plekkie daar by die see, dat niemand aan ons vat en ons vat aan niemand, en almal is gelukkig en almal is tevrede? Luister, die Bybel sê, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sal ons 'n getuie wees. Ja vriende, dit is noodsaaklik dat ons sal sien, selfs hierdie vervolgde gemeente, toe hulle oor die lengte en breedte van daardie land verstrooi was, het hulle dadelik begin om die evangelie te verkondig. Wat is die evangelie? Die woordjie is die woordjie evangelion, die goeie nuus aangaande Christus. Baie mense sukkel met die evangelie, want hulle probeer op baie slim maniere
mooi woorde kies om mense te probeer beïndruk of mense te probeer oortuig, so asof die oortuigingswerk my en jou werk is. My en jou opdrag is, verkondig die evangelie, praat oor Christus. Hy is een waaroor gepraat kan word. Hy is die Messias, hy is die verlosser, hy is die koning. En hy is nie daar om vir almal gesondheid en goedheid en al hierdie dinge te gee wat ons vandag vir mense wil gee nie. Ag, kom ek bid vir jou. Ek sien deesdae is hierdie belaglikheid om langs die pad te staan, nou staan op die karretjie of mense hou bordjies op, stop en bid ek vir jou. Nou vriende, nou bid almal vir almal en ons bid dat jy gesond sal wees, ons bid dat jy gebless sal word, ons bid dat jy die volgende werk sal kry, ons bid dat jou aansoek suksesvol sal wees en ons sê nie vir hulle sondaars op pad hel toe en hulle moet gered word nie. Dis die probleem van ons tyd. Ons wil Christendom aanvaarbaar maak. Luister, Jesus sê, ek het gekom om die swaar te bring. Hy sê, daar sal in die huis 5 mense wees, 3 sal teen 2 en 2 sal teen 3 opstaan en jou huisgenote sal jou vyande wees. Wat is ons besig mee? As die Heilige Gees werklik oor die kinders van God kom, sal ons vir mense sê, luister, ons is sondaars gebore, jy en ek. Ons is op pad hel toe, jy en ek. En ons te verlosser nodig, sy naam is Jesus Christus. Die apostel Paulus wat hierdie mense uitgesleep het en hulle in die gevangenis gewerp het, sê die Bybel vir ons het op die pad na Damaskus tot bekering gekom. U onthou, die Here gooi hom van sy perd af en hy lê daar in die stof en die Here sê van, wat dink jy, wat doen jy? Staan op, ek het jou geroep om 'n uitverkore werktuig vir my te wees. Die Here red Paulus se siel en nou lees ons in Handelinge 9 vers 20. En hy, Paulus, het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Ek dink daardie klomp fariseërs en sadduseërs in daardie sinagoges se mond het oopgehang, toe hierdie man Paulus onmiddellik Jesus begin verkondig as die seun van God. Met ander woorde, God wat mens kom word het, die beloofde Messias. Vers 21 sê, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys, dat hy Jesus die Christus is. Vriende, ek het al met WhatsApp gesprekke gedeel met van hierdie TV-predikers wat op kruis kyk en allerlei plekke preek. En ek het vir hulle gesê, wie gee julle die reg om in julle kerk onder die vaandel van die Heilige Gees, mense stel dit omval in die Gees, mense hande op te lê en dan sogenaamde gawes aan hulle mee te deel en allerlei sner te doen in die naam van die Heilige Gees. As die Heilige Gees oor ons kom, verkondig ons Jesus. Dit gaan nie oor my bediening nie, dit gaan nie oor jou bediening nie, dit gaan nie oor jou reputasie en my reputasie nie, dit gaan oor om die evangelie te verkondig. En hoe stel die Heilige Gees ons in staat om hierdie getuie te wees? Vriende, eenvoudig. Ons het nodig om elke môre ons afhanklikheid aan God te verklaar deur sy Gees. Dikwels sê ek vir die Here, Here, ek het nie moed om voor mense te praat nie. Here, vanmôre moet ek die woord gaan bedien en dit voel vir my of ek so onbevoeg en onbekwaam is. Ek praat onlangs met 'n man wat straatwerk doen en hy sê, baie keer wanneer hy begin praat met mense, is hy so hakkelrig en stotterig, hy sê, maar hy gaan aan en hy druk deur en die Here doen wonderlike werk en die Here red siele. Wat is my en jou taak? Nie om onsself te gaan verkoop nie. Dit gaan nie oor hoe mooi ek woorde gebruik en hoe mooi my woordkeuses is nie. Dit gaan oor om vir mense te vertel. Die Bybel leer ons is sondaars gebore. Ons kan onsself nie red nie. Ons moet redding buite onsself soek. Daar is net redding in Jesus te vind, want die Bybel sê Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by God die Vader uit behalwe deur hom nie. Ons moet vir mense sê dat wanneer ons gered word, is daar 'n nuwe lewe. Ons kan voorbeelde gebruik van manne soos Saggeus, die besetene van Gadara, die vrou by die put van Samaria, Johannes 4. En so kan ons deur eenvoudige, alledaagse gesprekke die evangelie inbring en vir mense wys daarop dat hulle Jesus die redder nodig het. Vriende, ons almal is nie predikante nie, maar ons almal moet getuies wees. Ons almal moet nie elke Sondag 'n formele boodskap voorberei om die gemeente te onderrig nie, maar ons moet elke dag praat aangaande ons redder. My redder is dieselfde as jou redder. Daarom het ons altyd iets om oor te praat. Daarom is ek nie beter as jy of miskien bietjie meer toegerus in die sin dat ek opleiding gehad het en myself verder bekwaam het in die woord van die Here, maar dit maak nie dat ek 'n beter of 'n ander saligmaker het nie. Een ek getuig aangaande Jesus. En ons doen dit in die krag van die Gees, want ons het nie krag. Ons het nie die vermoë om mense te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Daarom
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuie wees. So eenvoudig is sê, kan ek vir u die voorstel maak dat u elke dag sal sê, Here, help my dat ek vandag vir u getuie sal wees. Help my dat ek nie skaam sal wees nie, help dat ek nie bang sal wees nie, help dat ek my trots in my sak sal druk, my vrees in my sak sal druk, help my om weg te kyk van myself en te besef hierdie man of hierdie vrou, seun of dogter met wie ek nou gaan praat, is op pad na 'n swaalbrand hel. 'n Plek waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie, waar mense hulle tonge sal kou van die pyn. Help my dat ek nie die rede sal wees dat hulle in die hel sal beland nie, maar dat ek die oorsaak en rede sal wees dat hulle evangelie kan hoor en u Gees dit kan gebruik en hulle gered kan word. Daarom vriende, speel jouself in die woord en vra die Here, Here, help my dat ek 'n getuie vir u kan wees en dankie dat u Gees vir my gestuur het om dan vir u getuie te wees. Mag die Here ons seën. En ag vriende, die laaste 2 boodskappe wat ek vir u gaan bring oor die Heilige Gees is, die Heilige Gees lei ons in ons gebede. Hoe leer die Heilige Gees ons bid? En die Heilige Gees verander ons na die beeld van Jesus. Hoe doen hy dit? Ons bid dat u vir my sal bid en dat u 'n getuie sal wees daar waar die Here u geplaas het. Onthou, ek bid vir u, bid vir my gesin, ek bid vir u gesinne en ons bid sodat die Here vir ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Mooi dag verder, tada.